Daar sê julle, dankie vir die lekker kuier wat gaan kom so lank. Ek het gedink gegee ons gesprek verlede keer oor Pythagoras, dat ons Pythagoras so bietjie vroeër moet beginne indiseer as ek die woord nou reg is, né? Nou wil ek hierso so by graad 5, maar is dan met jou pitch, omdat jy ons verlede keer met allerhande vergelykings gekom het. OK, goed. Marista, as jy nou, en ek hoop ek gaan jou so ietsie leer van Pythagoras, wat die kinders gaan ontdek, ekskuus daarso. As jy 'n driehoek, ons maar, hier ding is nie aan nie, jammer. Sorry, nou aan weer. Nou sê, OK. As jy 'n driehoek, en ek wil die ander onnies wat bietjie slimmer is, met my net nou bietjie help. As jy 'n driehoek trek 3, daai lyn 3 en 4, en hierdie hoek is 'n regte hoek, né? Dan gaan hierdie, as jy hierdie in sentimeter blokkies uitpak, né? Dan gaan hy vir jou, ekskuus, ek wil daai 3 net weg van daarso, en daai 4, en dan dalk net in die middel skryf 3 en 3 en 4, dan gaan jy hierso 3 lyntjies kry en 3 lyntjies, want is 3 centimeters, en hierdie ene is ook 3 centimeter. Dan moet jy kry 'n perfekte vierkant, OK? Het ek nou daai in braggies weer daar gaan skrywe. Goed, en as jy hierdie kom nou, en as jy hierdie ene vat, en jy sit hom daarso, en jy trek vir hom 4, en jy maak so, en hy is nou mooi gelyk, OK? Dan kom hierdie ene, hierdie een kom op 9 uit, hierdie een kom op 16 uit, en as jy nou hierdie ene gaan doen, dan gaan hy op 25 uitkom. Nou gaan ek vir jou goed te vertel wat ons nie vir al jou kinders gaan sê nie, maar hierdie ene is 3 tot die mag 2, en hierdie ene is 4 tot die mag 2, en hierdie ene is 5 tot die mag 2. OK, goed. Maar ek kom met 'n aktiwiteit voor daai ene begin. As ons vir die kinders 'n reghoek gee. En nou praat ek blokkies, né? Nou gaan ons blokkies toe. 3 by 4. Ag, kyk nou vir my. 3 by 4, dan gaan ons hierso kry waarheen ek eintlik beweeg is dat hulle intuïtief, maar ek weet nou nie van die blokkies sny nie. Maar kan jy sien dat hierdie een se oppervlakte is 12, maar kan jy sien hierdie ene se oppervlakte is dan 6, want hy is die helfte. So as hulle hierdie ene kan pak, maar kan jy sien, dis best nou blokkies hierso, hierdie blokkies gaan nou so lyk, ek gaan nie almal trek nie, maar kan jy sien, blokkies word nou presies daarso, né? Word nou so gesny, so. So mense het eintlik, wat het ek nou net hier my highlight kry, mense het nou hierdie goedjies wat nou jou so bietjie op daai wat nou so uitkom. So as jy daai blokkie mooi in die helfte kan sny en jy pak hulle. OK, goed, so as ons hier begin op 'n manier en ons kom by hierdie ene uit, en nou wil ek eintlik sê wat ek wou gesê, dat ek omtrent nou genoeg gesê, dan wil ek hê die kinders moet gaan en hulle moet sê, kom ons vat nou ene, en ons gebruik, kom ons sê nou maar, hier's 'n lekker een wat ek het aan hom gedink, 3 by 3. En nou moet julle my help, hierdie ene, Majo, gaan nie vir ons op 'n vierkant gee nie, né? So hoe gaan hy uitspeel hierso? Waar's julle Pythagoras reël nou? As dit 'n 3 by 3 het, help iemand my, wat gaan hierdie een se oppervlakte wees? Praat jy nou van die driehoek? Ja, so ek praat nou van hierdie een se oppervlakte. So hierdie ene gaan 9 wees, en hierdie ene gaan 9 wees. So, hoe Dit loop gaan ons die voor? wortel van 18 wees. Ja. Dit gaan die Dit wortel gaan van net 18 wees. Okay, Jy gaan net goed. nie heel getal kry nie. Okay, En dan okay, gaan jy goed. Okay. ja.
Okay, jy gaan nie okay, dis presies wat ek wou gehad het. Met ander woorde, hierdie ene kan op geen manier kan hy 'n blokkie uitpak nie. Julle hoor. Kan, maar dit gaan nie 'n perfekte, dit gaan nie 'n blokkie wees wat perfekte sentimeters het. Ja. Ja. Dit is wat ek bedoel. Dit is wat ek presies wat ek Ja. bedoel. Ja, okay, goed. En dan gaan ons weer en sê okay, goed. Kom ons vat nou maar twee blokkies. Ekskuus, dis nou 'n bietjie kwaai daai 2 by 2. Kom ons maak hom liewer daai en langer. Okay. 2 by 2 en dan speel hy ook nie uit nie. En ons gaan ook 2 by 4 vat. En dan speel hy nie uit nie. So al wat ek met hierdie ding wil doen is ek wil twee dinge hê. Die eerste is hulle moet hierdie ding met blokkies ontdek en ek is nog nie seker wat maak ons met die halwe blokkies nie en hulle moet agterkom dat hulle kan net op heel getalle met hierdie ene speel. Sodat as hulle nou eendag by Pythagoras uitkom, waar doen hulle Pythagoras in graad hoeveel? Hey, alles in 7 of 8. 7 of 8, né? Dan is dan is hierdie vir 'n bekend wat ek en Susan het nou 'n klas aangebied graad 7, né? Ek gaan nou vir julle wys, julle sal dit nie glo nie. Ons het so 'n ding gekry. Want die kinders sien nie die kinders sien nie die goede in nie. Ons het so 'n figuur gekry, reguit lyn en 'n twee wat so lyk. So en so en hierdie ene is 'n regte hoek en dan het hy so een. Okay, goed. En hy so aangedui. Julle sal my nie glo nie. Die kinders sien, as vra hulle hoeveel regte hoeke is hierso. Dan sê hulle 1. Hulle sien nie en ons het 'n lang pad met hulle gevat dat hier 4 is nie. En hulle sien ook nie, kom ek gereed gou nommers A, kom ons, kom ons gaan nou met weer bly, hierdie een is B, en hierdie een is C, en hierdie een is D. Hulle sien nie, nou moet ek 'n ander kleur gaan vat, hulle sien nie, dat jy kan sê, DB is loodreg, Nico, of wat's fout? B is, ja, praat. Okay. En hulle kan ook nie sien dat CB loodreg is op BD nie. Hulle sien dit glad nie raak nie. En ek en Susan, ek dink ja, mond het net so opgehang soos myne, dat het ons regtig 20 minute gevat het, dat hulle agterkom. Hoeveel reghoeke is daar eintlik? En dan gaan ons weer 'n slag deur en dan haak ons vas. So ek wil amper teruggaan en ek vra, kan 'n mens nie Pythagoras al in voorskool uitpak nie? Onthou, ons doen niks Pythagoras nie, ons doen niks wiskunde nie, ons kom net agter dat hierdie een werk mooi en die ander werk nie mooi nie. Praat met my. Oomkas, ek verstaan nie lekker hoe wil oom die parallelle lyne in verband bring met Pythagoras nou nie. Nee, ek probeer net die sê dat graad 7 is, né? Ja. Het so min in hulle lewens figure gemanipuleer en gebou. Wow. Dat hulle amper in hoor nou wat ek vir julle wil sê, maar delete dit, né? Julle weet mos hulle sê as jy agter op jou ma se rug groot word, dan sien jy net hierso, jy kry nie dit nie. En dit is wat ek probeer sê is ons kinders, en ek weet nie of hulle te veel skreentyd het nie, maar as jy prakties nie 4 hoeke op 'n kruising kan raak sien nadat ons jou gescaffold het nie, dan is daar agter dit 'n baie groot dimensionele blok dat hulle dit nie kan sien nie. So dis hoekom ek vra, yes, gooi Tanya. Ja, ek wil net sê, want dit is wat Isel altyd sê, is daar's nie genoeg konkrete wiskunde nie. Daar kom 'n tweede ding daarin, Kas. Ja. Praat maar eers, Wilma. Die kinders sien ook nie dat enige op my, iemand ja. iets konstrueer nie.
Ja. Want ek sien dit in die geletterdheid sien ek. Hulle sien niemand 'n ding uitknip en nou is hierdie snaakse vorm word 'n mou nie. Knip elke jaar. Vat ek dit hierdie hoërskool toe en ek gooi my patrone daarop uit en ek knip hierdie ding uit. En ek speld hom daarvoor hulle en hulle oop op uit hulle koppe uit want hulle het nog nooit in hulle lewe gesien hoe goeders gemaak word nie. Daar's in van die handboeke is verskillende goed. Simpel ding, soos 'n boekrakkie. Hoeveel dele moet hout ingesny word om hierdie boekrakkie te bou? Hulle kan dit nie sien nie. Hulle het geen begrip want ek dink nie dit is net skreentyd. Ek dink nie ons kinders word meer blootgestel aan die lewe nie. Ja. Ja, want ek wou gesê het, Wilna, maar jy het dit nou eintlik so mooi saamgevat. Toe ons 2, 3, 4 en 5 was, toe ek weet dit nou, was daar hope blokkies in ons huis. En daar was puzzles in ons huis, daar was 'n boom buite, ons het goeders gebou, ons het geklim, ons het gesukkel, ek bedoel, en ek weet nie of vandag se kinders regtig vreeslik waar. Want as jy blokkies kan bou op 3, dan het jy 'n redelike goeie begrip van wat 3D is en hoe jy rakkies kan bou en dit voel net vir my die arme kinders vandag. Nou kom alles op ons onderwysers neer, terwyl die kinders eintlik veronderstel is om by die huis te speel en allerlei goeders te doen. Kan ek gou vir jou sê wat sê ander ding? Het jy al by hedendaagse preschool klasse ingeloop? Ja. Het jy geweet daar is boeke vir hulle? Ja, dis My kinders verskriklik. het nie boeke gehad nie. Hulle kan nie eers uitknip met 'n skerm nie, maar nou moet hulle 'n boek skryf. Ja. Leer hulle hierdie vaardighede en hierdie goeters Ja. en vergeet van boeke en al daai twak. Maar gee vir hulle hierdie lewensvaardigheid goeters. Maar ouers dink as my kind op 5 al 'n storie kan lees, is dit wonderlik. Nou wil ek horrie skryf. Julle moet onthou, daar's 'n ding wat ons noem visuele sluiting. En dit is jou vermoë om te onderskei as jy nie die hele prentjie het nie. So visuele sluiting word die beste ontwikkel met lopende skrif. En ons kinders doen nie meer lopende skrif nie, want almal dink dit is moeilik of juffrou is nie lus daarvoor nie. En dan gebeur visuele sluiting baie moeiliker. Ja. En die oomblik as 'n kind sukkel met visuele sluiting, kan hy nie daai 4 hoeke insien nie, Kas, want hy kan dit nie onderskei nie. So dis 'n vaardigheid wat al ons doen lopende skrif graad 2. Wat daar al begin ontwikkel. As ek vir jou 2 prentjies boor mekaar sit in grondslagfase, dan sal ek 'n appel en 'n piesang boor mekaar sit soos inkleurprentjies, so jy sien net die buitelyne. En ek sal vir jou sê kleur vir my net die appel in. Die kind wat nie visuele sluiting het nie, sal die appel aan die kante inkleur, maar nie oor die piesang gaan nie. Of hulle sal alles inkleur, want hulle kan nie onderskei waar die lyne se grense is nie. En dis goeders wat nie meer gedoen word nie. So, dit is so belangrik lopende skrif is. Ja. En dan doen hulle lopende skrif tot met graad 3, dan dink jy onnies, okay, maar weet jy wat? Hulle het dit nie nodig in 4, 5 en 6 nie. Maar weet jy wat, dis daai oefening van die visuele sluiting wat eintlik daarin kom. So, Beatrice. Beatrice. Nou kan ek met jouself saamstem. Daar was ek nog op die hoofstroom was, het hulle nog 'n ding gehad van jy moet 'n sekere fase bereik het in jou drukskrif voordat jy mag lopende skrif begin skryf het. En dit was vir my onregverdig. Ek sit met 'n disleksiese kind. Hy skryf netjieser lopend as drukskrif. En hy's hierdie jaar graad 10. En ek sit al van graad 11 met hom. So ek kan sê, daai lopende skrif maak 'n verskil.
En ja, die fisiese voorwerpe maak ook 'n verskil, want as hy na my toe kom met sy praktiese IGO en hy sê juffrou, ek verstaan nou nie hoe werk hierdie driedimensioneel, hoe moet ek hom teken nie. Dan bou hy fisies die goed want ek het blokkies by my. En dis vir hom lekker want nou so skielik toe hy nou daai stadium bereik het, hy het dit 'n paar keer by my gebou en nou toe hy dit later besef, dis so makliker vir hom want hy het daai fisiese ervaring opgedoen ook. So dis al hierdie goed werk teen 'n kind wat nie daai ervaring het van blokkies bou, skryf. En daai skryf is nie net van, soos Isel sê, dit is visuele sluiting nie, maar is ook breinbane wat hulle moet bou. And without that, the children really struggle. Ek kan nou vir jou sê, daar's soveel van my kinders wat instap en dan sê hulle, maar hulle het nog nooit lopende skrif geskryf. En dan sê ek, dan moet julle eers dit doen voordat ons kan verder gaan. Want dis 'n belangrike baan in jou brein wat moet ontwikkel word. My vraag nou, ekskuus Isel, ek wil net 'n vraag vra, jy gaan seker verantwoord. Hoe kan ons dan met thinking tools hierdie visuele sluiting ding doen? Met kinders wat los skryf en so. Gee vir hulle eers net gewone visuele sluiting oefeninge. Weet julle wat, daar's verskriklik baie van dit. Kom ek kyk gou of ek gou vir julle kan kry. Want die kinders kan dit nie insien nie. Ek gaan dit net gou soek. Dink jy dis te laat om dit al met graad 6 en 7's te doen? Nee. Want onthou, ons brein is neuroplasties. So hy gaan dit kan doen. Gaan net gou kyk. Ek gaan net gou share. Dankie, reg so Alison. As jy kyk byvoorbeeld, goed soos hierdie. Wat sien jy? Dis visuele sluiting. Maar hierdie is vir van graad 4 af op pret om te doen. Hulle besef nie ek's besig met 'n visuele sluiting nie. Wat sien jy? Hoe onderskei ek wat gaan in hierdie prentjie aan? En kan jy sien wat gebeur daar? En dis die tipe van ding, iets is reg, maar iets is verkeerd wat gaan aan. En dit help ons kinders met visuele sluiting. Daar's baie sulke raaisels, wat sien jy, 'n haas of 'n eend? En dis die tipe van goeders, Susan, wat jy kan met hulle deurwerk. Daar's geweldig baie van hulle in terme van wat jy sien. Hierso is 'n kat en 'n muis. En hoeveel van hierdie prentjies moet hulle sien voordat visuele sluiting plaasvind? Daar's baie eksperimentele goed. Dit hang af. Jy kan byvoorbeeld dat hulle kyk en letterlik fisies eksperimenteer, want onthou nou hierdie brein moet vorm, hy moet nuwe bane bou. So hierso sal ek die twee lyne apart hê en ek sal sê okay, wat eens ewe lank en dan sit ons hulle bo op mekaar en dan kom ons agter hulle is eintlik ewe lank. En daai tipe van goed, want dis 'n ander vorm van visuele sluiting. Want visuele sluiting sluit in ek sien negatiewe spasie, ek moet skat en dan sien ek positiewe spasie. So al daai maak jou visuele sluiting. Daar's verskillende interessante goed wat jy kan doen. Maar ek sou dit deurlopend vir hulle gee, maar dis net pret. Jy kan nie op hierdie ouderdom vir hulle sê, okay, gaan terug en skryf lopende skrif nie. Dit gaan hulle baie meer frustreer. Het jy ietsie oor geskryf wat jy vir ons kan stuur of hoe Google ek dit? Ek het 'n hele PowerPoint ding op 'n stadium met 'n groei gesprek oor visuele sluiting gedoen. Ek sal 'n bietjie soek, hy was opgeneem. Dan kan jy kyk daarna. Dit kan nogal help. En dan die ander ding wat ek wil sê is, weet jy wat, ons is te haastig met kinders.
'n babietjie wat moet kruip, staan eers op sy beentjies en sy hande en hy wikkel heen en weer. En dan wil ons 'n handjie vir hom optel en hom help om die eerste handjie te skuif. Maar hy het nodig om te staan en wikkel. Want daai breinbaan wat besig is om te ontwikkel, leer hom eintlik dat as ek agtertoe gaan, gaan my hele gewig agtertoe en dan het ek die vermoë om my hand op te tel. Ons wat vir hierdie kind sit en kyk, wil die handjie optel ongeag of die lyfie agtertoe is. Verstaan, want ons druk dit te vinnig. En dan gee ons nie daai breinbane kans om te ontwikkel nie. So as ons net bietjie geduldig is en hierdie ouetjie heen en weer wikkel, gaan hy self sy brein kom agter waar sy gewigplasing. En dan gaan hy op 'n stadium sy handjie optel. En hierdie ons is te haastig met hulle in alle vlakke. En ons gee nie hulle kans om daai figure out is so belangrik. Dat ons hulle genoeg kans gee om te figure out. Sodat daai breinbaan ontwikkel. As jy gaan kyk na jou breinontwikkeling en watter goed moet in plek wees voordat iets anders kan ontwikkel, dan is ek regtig bekommerd en kas ons moet vinniger deur te play begin. Want ek's regtig bekommerd ons kinders is besig om by 'n afgrond in te val. Ja, Tisha? Ja, oom Cas, ek wil vir Isel weer vra, gaan tantrum speletjie nie help nie, Isel? Beatrice, kan jy jou klank harder sit? Ek sal probeer. Kan jy skaars hoor? My stelsel is bietjie snaaks. Okay, ek sal fyner luister. Kyk. Hierdie ding is moeilik. Praat jy van tangram speletjies? Ja. Ja, tangram speletjies kan werk. Wat ek hou van tangram speletjies, die kinders raak net gefrustreerd want hy's meer ingewikkeld. Hulle sien hom nie in nie. Maar ek het al vir die kinders, ekskuus. Nee, ek wil daai, hulle is gefrustreerd. Ek het die blok wat hy mos nou gedeel in die tangram. Ek het niks instruksies gegee, ek het net gesê knip hom uit. Nou knip hulle, dis mos 'n groot stoor en lê hom so groot. Dan sê ek vir hulle, bou hom nou weer. Kan hulle nie. En dan raak hulle gefrustreerd want hulle ek weet nie. Ja. Daar's wel 'n paar goed wat jy kan doen. Want weet jy wat, die tangram hou ek van, maar ek begin met, want hoekom hou ek van tangram? Is jy moet eers analiseer. Jy moet eers kyk waar dit bestaan hy, maar jy moet raai want daar's nie lyntjies nie. Verstaan, hulle gee vir jou 'n plat swart figuur en jy moet raai waar hy staan. So daai skat wat kan hier inkom is nogal groot. Iets wat lekker is as jy 'n prentjie van jou tangram het wat so groot soos jou blokke is en hulle kan dit eers bo op die swart pak. Gaan dit baie makliker werk want hulle verstaan nie waar hy bestaan nie. So een van die goeders wat ek lief is vir wat ons doen by I Know That is ons vat die alfabet, die A en die B en die C en die D. Vir die kleintjies wat hulle klanke moet leer ken en ons gee vir hulle die swart letter en dan gee ons vir hulle letterstukke en sê bou dit. Want ek moet eers my alfabet letter ontleed, so waaruit bestaan my A, hy het 'n ruggie en 'n maagie. Okay, dan moet ek my ruggie en maagie soek uit my puzzelstukkies en ek moet hom bou. En so kry hulle daai ontsluiting van die letters. Want visuele sluiting is as ek net die maagie neersit, dan moet 'n kind kan sê, dit kan 'n A word, dit kan 'n C wees of dit kan 'n D word. Want dan doen hy die visuele sluiting, dit wat missing is, sit hy self terug. En dit maak dit lekker. Daar's so 'n ander ene, ek het hom probeer soek, maar ek kry net van nou gekyk en dan sal ek hom vir julle in die groep post, waar daar 3 sirkels is, maar daar's 'n keepie uit elke sirkel uit. En dan kry jy die visuele sluiting in terme van wat jy sien.
Hier's hy. En hy lyk so. Dan kan jy vir die kind vra, wat sien jy? En sy visuele sluiting gaan vir hom sê, ek sien 'n wit driehoek, ek sien 'n swart rampie driehoek, ek sien 3 sirkels. Mm. Want nou neem Sure. ek al die spasie in ag wat daar is. Mm. Sjoe. Isel, toe ek nou oor hierdie goede gedink het, toe het ek sien hoe die kinders van daai dogter van wat Jenny Lee wat vir Marjorie goed gegooi het daar op die groep. Dit het my ook daaraan laat dink. En ek sê dit baie vir die kinders, stap 0 is om goed te sien, te lys wat jy nie kan sien nie. So ek vra, is stap 0 dan groter of 'n hoër vlak of 'n tipe van 'n vlak van 'n tangram of 'n variasie daarvan, want jy moet sien daarso dat hierdie lyne is parallel. En as hierdie lyne parallel is, dan is dit en dit, maar hulle sê dit nie vir jou nie. So ek dink daar's 'n baie nou verbinding tussen die stap 0 en hierdie visuele sluiting. Want jy kyk na die som en dan met daai ek het hierdie ding nogal vir in die week gesê, toe ek met Isak gepraat het, jy sien die antwoord aankom. Kas, ek wil 2 goed sê daaroor en een waarvan jy nie gaan hou nie. Die eerste een wat ek wil sê is, ja, daar is visuele sluiting definitief in stap 0. Daar's 2 goeters wat ek het onder kan klassifiseer. Een is, wat het ek, en die ander een is, wat het ek nodig? Wat jy outomaties in jou agterkop het. Sonder dat jy bewus is, kyk jy daarna. Wanneer jy na hierdie ding sien. Die kinders is baie vinnig om net te sê, wat het ek nodig? Hulle worry nie oor wat het ek nie. En hulle is antwoordgedrewe. Hulle is net gejaag om die antwoord te skryf. Maar Kas, ek wonder of daar nie baie in stap 0 jou oranje hoed is nie. Ek hoor jou, onthou ek is oop vir enige iets. Ons moet net hard genoeg druk totdat die domino blok val, maar ek stem met jou heeltemal saam. Sê net bietjie weer vir ons almal om ons te herinner. Wat is hierdie, daar sê, wat is hierdie, herinner ons net weer hierdie oranje hoed van jou is nuwe goed te sien, wat so langs kreatiwiteit staan, praat net bietjie weer oor hom. Vir my is die oranje hoed 'n eksterne evalueer, want wanneer ek in my wit hoed is, dan is ek besig met die feite en ek kan vir myself binne in my feite vra, het ek genoeg feite? Of het ek alles gelees? Maar wanneer ek klaar is met al die hoede en ek is deur die proses, moet ek kan uitstaan en sê, het ek alles gedoen wat ek moet doen? Is dit het ek iets gemis? Is dit genoeg? En ook hierdie stap 0 pas vir my buite nou my diep delf. Dit is asof ek van bo af kyk en dit evalueer. Weet jy wat is daai hoed van jou se naam? Hy's 'n metakognisie hoed. Jy verstaan, ek dink oor my dink. Ja. Want dit kry ek nie binne in een van die ander hoede nie, is om amper bo op te gaan staan en te kyk. Ja, ek hoor jou, Teken metakognisie, ek dink oor my ding. Dink oor my dink. Ja. Okay. Nou wil ek teruggaan na Marista toe. Want ek weet nie of ek nou alles hierso moet los en begin 'n job maak om blokkies te saag, dat die kinders kan werk nie en om 'n sekere blokkie in die helfte te saag. Maar ek moet net gou iets hier ingooi. Julle besef natuurlik nie, ek moet ook praat met myself. Ekskuus, nie julle nie. Dat 'n driehoek, as jy 'n
'n reghoek 3x4 so sny en jy werk hom op die zigzag, né? Dan is daai zigzag gedeelte is 6 en die ander ene is ook 6. So ek vra gaan ons kinders nog daarby uitkom om te besef dat die twee as jy dit so uitmekaar uittrek, is hulle ook ewe groot as te spyte daarvan dat dit nie 'n reguit lyn is nie. So ek sal grappietjie by Marissa wil hoor, wat sê sy van die blokkies ding en om te speel en agter te kom dat dit op hierdie vlak net 3x4 is wat gaan werk en dit het hulle dalk nuuskierig gemaak wat gaan die volgende ene wees wat ons nou nog nie weet nie. Want ons het ook nog nie soveel blokkies nie. Marissa praat 'n bietjie vir my oor hierdie ek weet terug aan dieselfde, ekskuus, ek wil net vassak, kom ons weer terug na hierdie goede van jou toe Marissa praat. Maar ek weet nie hoekom het ons net nou gesê 2x2 gaan nie werk nie. Want tog is 2 maal 2 is 4. So dit is 1 volle blokkie en 2 halwe blokkies. Dan werk hy mos aan die een kant. Kom julle met my nou net met die wiskunde hier uithelp, dat ek nou net gou my ding hier aan die gang kry. Gee gou vir my hoe werk Pythagoras, ek kies ek net gou hierso insit. Dit kom net mooi nou 'n bietjie beter teken as ons hierso maak. So. Want jy moet dink is maar Marissa, jy moet daai twee vierkante bymekaar tel. Ja, Dan so gaan jy hierdie 8 kry. En jy ja, gaan nie kom, dan die vierkantswortel van 8 gaan nie 'n heel getal A, wees. B, Dit kom dit nie werk. C. So kom ons noem hierdie lyntjie, is baie te kom nou reg benoem julle wiskundiges sodat hierdie ene C is. Ek wil daai ene C hê want dis mos hoe dit uitwerk. Hierdie ene moet C wees, A, B, C. Okay, goed. So, hoe werk hy dus? A, nee, jammer, C kwadraat is gelyk aan, wat? Help my gou. A kwadraat plus B kwadraat. Ag, natuurlijk. Ekskuus, ek wil maar net 'n klein letter maak. A kwadraat plus B kwadraat. Okay, so kan jy sien as hierdie ene gaan vir ons 9 plus 16 gee, sien jy Marissa, en dit gee vir ons 25 wat 5 tot die mag 2 is. Jy kan 25 lekker pak. Maar kom ons vat nou, ons maak dit nou, C kwadraat is gelyk aan A kwadraat plus B kwadraat, en ons sê hierdie een is 2 en hierdie een is 4 gaan 4, hoe werk dit nou? Hoe gaan 4 werk? As jy 2 kwadraat, Ek gaan vir jou 8 gee. Ek gaan vir jou, ekskuus, gaan 2 kwadraat is 4. So ek gaan vir jou 4 plus 4 gee. En kan jy sien, nou kry ons 8. En 8 kan nie op hierdie lyn pas. hy het nie vierkantswortel nie. Ja, want hy het nie 'n vierkantswortel nie, kan jy sien Marissa? Ja, ek hoor. Maar hierdie vierkantswortel was net nie 'n heel getal. Perfect Yes. square. Ja, jy is helemaal reg. Maar ja, so jy kan hom nie uitpak sodat hy so werk nie. Met ander woorde, as jy hier so 'n vierkant maak en hulle kan dit dalk met potlood, kom ek maak net gou ander ene en kom ons sit gou hierdie ene aan en ons maak hom dan 2, kom ons maak hom by 3. Dan moet hulle hierso moet dan 3 en 3 en 3 wees en hierdie ene moet 2 en 2 en 2 wees. Dan gaan jy nie een kry wat hierso. As jy dit nou met blokkies wat jy op 'n konstruksie doen, teken, gaan jy nie hier 'n volledige pakkie kry wat vir jou daai gaan gee nie. Maar vorm hierdie dan 'n 3D, kan 'n mens dan 'n 3D vorm bou uit hierdie uit, as hy perfek is? Nee, hierdie is 'n plat oppervlakte. Dis 'n plat een, dit is tweedimensioneel.
Hy is tweedimensioneel. Wat hy eintlik Wil vir jou nie sê sê is dat die vierkant, deur die reghoek agter hierdie lyn en die reghoek agter daai lyn, sal die reghoek agter daai lyn wees. So dis 'n plat ding. is eintlik vierkante. Is Vierkante, eintlik, ja. weet ek nou gesê, wat het ek nou gesê? Reghoek is Reghoek. dit is dit is vierkante. So jy gaan nie iets hierso kry wat daai stom gee, maar ek dink ek skiet te hoog want hulle moet nou by die blokkies. Maar ek onthou nou net as jy met blokkies werk en jy moet 'n vierkant kry, dan sê jy maar kry nie 'n vierkant nie, dis fyn. Sodat ons net weet dat dit net 3/4 is wat hom vir ons gee en al hierdie gesukkelry gaan hulle mos nou onthou as hulle daar by Pythagoras in graad 7 of 8 kom. So ja, dis dit wat ons daarmee so gesukkel het. Nou weet ons hoekom hy nie kan werk nie. Goed, maar dit is nou my ding gewees wat Isel nou 'n ander ding van sluiting opgetel het. Wat nou by mekaar hou. So wat doen ons nou in praktyk? Maar ek dink ons het altyd met vir graad 4 en graad 5 het ons gekyk na oppervlakte. En toe het ons mos die tafels ook so 'n bietjie met blokkies gedoen. So ek dink as mens van daar af gaan en jy sê okay, maar wat is die helfte? En jy verdeel die reghoek of die vierkant in die helfte om hulle daai blokkies te laat tel. Want die kinders kan nie eers halwe blokkies bymekaar tel nie. Okay, so kom En dan ons kan hulle ook sien dat die helfte van 'n reghoek, die twee driehoeke saam bymekaar tel dan die reghoek. En die helfte van 'n reghoek se oppervlakte is 'n driehoek. Is 'n driehoek, ja. Ja, en En dis 'n twee groot driehoeke ding. saam se oppervlakte. So dit gaan Ja. eintlik ook bietjie saam met meetkunde. En dan van Ja. daar af kan jy dit verder vat. Jy is heeltemal reg, want ek en Susan sukkel hier by graad 6 en 7 dat hulle moet begryp hoekom is dit 'n vierkant of 'n reghoek gedeel deur 2? Hoekom is dit gedeel deur 2? Hulle kom nie en ons moet daai goede moet hier in graad Tanya, ek en jy in graad 4 moet ons 'n bietjie doen sodat hulle dit agterkom. Maar Kas, eenvoudige voorbeeld is, en dis miskien eintlik wat jy nou net sê, is die formule van die oppervlak van 'n driehoek is halfmaal basis van hoogte. Maar die kinders verstaan dit nie. Totdat ons letterlik die reghoek of die vierkant in die helfte knip in sy diagonaal. En dan sien hulle, maar ons het hom in die helfte geknip. So dis kom nou 'n half is. Maar as ons sê basis maal hoogte, is dit niks anders as lengte maal breedte nie, as dit in sy vierkant of reghoek is. En dan die oomblik as jy daai ding doen, dan kop hulle nogal hoekom dit 'n half is. Ons het die een week het ons dit gedoen, het ons die reghoek gesny en ons het gepraat en dink Beatricia was daar, iemand was by. En dit was jy nie. En ons het geknip en ons het gepraat en ons het gemeet en ons het somme gedoen. Die volgende week weet niemand waarvan ons praat nie. Dis ek so half okay. Ons het nou so lekker gewerk, ons het geknip. Hulle moes almal hulle blokkies vooraf saambring en skerre bring en ja, so dit moet dalk meer as een keer gebeur, ek weet nie of Ek wil nou net by jou by Isel aansluit daarso. Onthou sy het gesê die baba moet so sukkel en sukkel om te staan, né? Ons verwag, ons gee vir kinders een keer 'n ding en dan het hulle dit vir altyd, né? So dit is ook 'n ontwikkelingspad en onthou nou ons dis die ander ding, Susan. Onthou ons begin nie by 0 nie, ons begin by -5. Met ons wat ek bedoel is ons begin met kinders wat 'n agterstand het reeds. So ons begin nie by 'n basislyn nie, ons begin by 'n minus. So jy kan maar baie van hierdie goede doen en jy moet nou met jy 'n vierkant, 'n reghoek, 'n reghoek van 3/4 sny, dan sny jy weer een van 2/5 en 8/7 en jy sny almal. Bestaan jy totdat jy daai die breinbaan vasgelê het. Ja. Ek wil 'n vraag vra.
Hoe die ding wat die hardste werk, is 'n kind se werkenergie. Maar ontwikkel ons ooit daai werkenergie? Um in die sin dat hulle is nie gewoond aan dink nie. En die werkende geheue doen die analiseer die dit en al daai tipe van ding sodat dit langtermyn inligting toe kan gaan. Maar as ek vir die kind byvoorbeeld sê, Kas het altyd vir my gesê in my kursus, Isel gaan maak koffie, nê? En want ek kon nie ek kon dit net nie deurbreek nie. Dan sê hy vir my, Isel, het jy al gaan koffie maak? Maar in elk geval, so wat gebeur is dat ons sê nie vir die kind analiseer nie. Ons sê nie vir hulle vergelyk nie. En hulle weet nie wat om daarmee te maak nie. Ek weet nie of hulle presies verstaan, soos dan daar waar ons nou die vierkant geknip het in twee, het ek dit nou uit mekaar uitgehaal, so ek het geanaliseer nie. Hoeveel vierkante het jy nou? En dan kom terug en sê vergelyk gou hierdie twee vierkante, is hulle ewe groot of die twee driehoeke, is hulle ewe groot? Pas dit sye by mekaar. En so aan laat ons hulle leer wat is vergelyk. Ek doen op hierdie stadium 'n interessante ding. Julle kan dit gerus in die klasse speel. Dis baie interessant om die kinders te sien. Jy gooi hulle heeltemal om. Jy plak agterop hulle stoel 'n blok van jy kan begin met 3 by 3 blokke en in elke blok is 'n maaltafelsom. En dan is hierdie stoel 3 meter ver van jou witbord af. En jou witbord het dieselfde blokke, maar hulle moet die antwoord daar gaan skryf. So nou moet ek na die stoel toe hardloop, kyk wat staan op die agterkant van die stoel, bord toe hardloop, en dan die antwoord in die regte blokkie gaan sit. Julle moet sien hoe sukkel die kinders, want dit het ons nou ruimtelike plasing, ons visuele geheue moet onthou van wat ek gesien het, en nou kry jy die ouetjie wat oorgretig is, hy gaan sommer die eerste 3 rye sin probeer onthou, die eerste 3 in die eerste ry, en dan flop hy as hy by die bord kom, want nou kan hy nie een van hulle onthou nie, maar daai werkende geheue moet oefening kry, en ek dink ons is so besig met die onderwerp op die bladsy, ons oefen nie daai ding nie. Ons kinders se werkende geheue is totaal en al onderontwikkel. En dit het baie te doen ook met figure it out. Ons ouers is geneig om vir ons kinders te vinnig die antwoord te gee. Dat hulle kort eerder 'n vraag kom vra, as wat hulle self dink wat die antwoord is. En dan sal hulle simpel goed vra, soos, ek moet die kat se bak was. Met watter borsel doen ek dit? Dan sê ek gaan figure it out. En dan, hulle kom reg, maar net omdat ons altyd gesê het, die blou borseltjie, nie die wit een nie. Verstaan? Is hulle so gewoond, dis makliker om te kom vra. En ek dink daai werkende geheue het baie meer oefening nodig. Ek het agtergekom ook by my, want 'n mens wil eintlik hê die kinders moet saam stoei met 'n som. Maar nou het ek agtergekom, ek het ouens in my een klas, hulle stoei niks. Hulle wag vir hulle maatjie om klaar die stoeiwerk te doen, dat die maatjie vir hulle sê, maar hoe het ek daarby uitgekom? So nou het ek die gegons bietjie gestop eers, want jy moet nou ook self begin dink. Want daar's geen werkende geheue by daai een meisiekind nie. Sy wag letterlik tot haar maatjie begin om die uitfigure te doen. En dan sal sy daarby aanhaak. Maar wat jy nou sê is baie belangrik, want kyk die hele ding met die ou uitkomsgebaseerde leer, was juist hierdie ding gewees. Nou leer is 'n sosiale ding, maar sodra as wat jy hom op daai manier uit sy konteks uitbring en kinders op mekaar se rugge begin ry, dan is dit nie wat ons wil hê nie. Jy is heeltemal reg.
want ek sê toe vir haar, weet jy gaan nie vir Melissa hier in die eksamen en die toets nie. Sy gaan dit gaan op haar toets wees en sy gaan die punte kry. En dan gaan jy nog steeds nie weet wat om te doen nie, want jy probeer niks self doen. En dis 'n groot, dis 'n groot ons wil nie sukkel nie. Een van die sterk kinders vra vir my, hy sê, "Ma'am, what must I do?" En dit was my eintlik amazing dat 'n graad 8 kind dit vir jou kan vra. Hy sê, "Wat moet ek doen dat my punte altyd daarbo bly in wiskunde?" Toe sê ek, jy moet bereid wees om te Jy het by my internet het geduik, ek het nie jou woord gehoor, jy moet bereid wees om te stoei met 'n som. stoei, ja, natuurlijk, ja, jy moet myle opsit. Ja. Nie net dat aanvaar, ek weet nie nou wat om te doen nie, maar om te sê, kyk, kom maar kyk gou van, en hy is nogal so ou wat sê, maar as ons bridge maps trek, dan sal hy kom altyd met ons moet nou easy numbers hê, en hy kan daai goed uitfigure al, maar dit gaan daaroor dat ouens is nie bereid om te stoei met die wiskunde nie. Want daai werkende geheue, dit bestaan nie. Ek wil 'n bietjie volgende keer praat, Wilma, oor dit wat jy nou daar het, hierdie klaskonteks en stap 0. Ek wil 'n bietjie dit optel, so onthou my net 'n bietjie. Ek wil net gou gesê oor Pythagoras, wat was die grootste takeaway van een van die kinders vandag? En ons het daaroor gepraat toe ons eksponente gedoen het, maar toe ek daar op daai bord skryf, hierdie getal square, en sy sien daai vierkant wat sy getrek het en uitgeknip het. En dit klik by haar, maar hierdie is nie 'n nommertjie 2 wat nou hier bokant hierdie ding is, en dit het geen praktiese implikasie nie, maar hier is 'n werklike vierkant. Dit was, ek het nie op die gesig van haar gesien, sy gaan dit nooit vergeet nie. Ja, sy. Ek het iets uitgefigure nou, en ek dink dit gaan dalk by getalpatrone inkom. Oom het nou gesê, wat sal die volgende getal wees as ons is 3x3 en 4x4 bymekaar tel, dan kry ons mos 5x5, né, met die Pythagoras. Ek het nou raak gesien dat die volgende een sal wees, as jy 3 vat en jy maal hom met 2, dan gaan jy 6 kry, so dan gaan dit 6x6 wees, en dan 4 maal met 2 gaan vir jou 8 gee, so dan is dit 6x6 en 8x8, wat vir jou 10x10 gaan gee. En dan kan jy dieselfde doen met 3, dan vat jy 3x3, en dan 4x3, en dan kan jy 3x5 en 4x5, en dan gaan hy elke keer so uitwerk. Hoorie, so jy vlieg nou heeltemal te hoog. Vir my sê gaan vir my julle. Allison, what is the next As in terms of 3, 4 and 5, those ones. ja, ek wil eintlik weet of Tanya nou reg is. Kom maar, julle weet mos hierdie goede. I don't know. I don't know. Vra gou vir Google. Wat is die volgende Verdubbel die sy en kyk of dit werk. Yes, dis wat ek gedoen het. 9, 16, ja. Dubbel werk dit. Ja. En as jy met 3 gaan maal, gaan dieselfde gebeur. En met 4 gaan maal, gaan dieselfde gebeur. Ja. Okay. Alright. Mooi, Tanya. Nice. Tanya, sal jy dit vir my volgende keer asseblief in prentjies hierso kom teken? Sal jy dit doen? Want ek stel belang in die getalpatrone. Ja, daar's definitief 'n getalpatroon daar. Ja, soos daai ding kan kry, dan is dit reg. Julle, hierdie was my baie wonderlike gesprek gewees. So ons moet nog weer by Marista se blokkies goede uitkom. Te sien hoe ons dit gaan doen in die klas, want ons sit mos nou met kinders wat nie blokkies het nie. En ons moet die Pythagoras se ding doen, en dan moet ons by visuele sluiting kom.
en dis dit omtrent wat ons gepraat het. Yeah. Okay, maar hier is nog klomp the praat oor pattern. hier. The And the pattern for the patterns. perfect squares. Yeah. Ja, 100%. Daar's hy. Julle wonderlik, ek moet net vir julle ietsie sê. Ek weet nou nie hoekom ek dit altyd gedoen het, maar ek het dit by 3x4 gedoen om die oppervlakte te kry. Nou sien ek is sommer Pythagoras ook is die eerste keer dat ek dit sien. So miskien is daar nog slimmer goede oor 3x4. Julle moet 'n wonderlike aandjie hê, sien julle volgende week. Sorry, Okay. Alison, talk to me, Alison. I don't know if it's a personal thing, but I would like to subscribe to the lessons, please, that you have had, the library of lessons. Yeah. How do I go about doing that? Just Okay, for myself. Yeah. Okay, now, Isel, you busy with that? Talk to Alison. Alison, we're going to extract all the videos into a separate video library. Okay. And then we'll only make that available to you as well as the tutors that's coming in with the Dare to Learn centers. Oh, okay. Okay, I understand. Good, but we are in the process. In fact, the lady who is doing the physical work on it, she's on our backs, and she asked before this weekend, say, wanneer moet ek nou wat doen? Want ek wil, ja, okay, so ons is besig daarmee. Dankie, Alison. We go. Okay. Dan sal julle wees geseënd, sien julle goed gaan. Tata. Bye. Bye bye.